Goeiemôre julle. Wat 'n voorreg om saam met julle te kan wees, om saam die Here te kan loof en te kan prys en die woord van God te kan hoor. Dis lekker om saam met julle te kan wees. My naam is Rudo, vir die van julle wat my nie ken nie, my dalk nog nie gesien het, as jy dalk in die laaste paar weke hier was. Ek was bietjie op verlof. Yes, en dit was lekker om op verlof te kan wees. Nou druk hierdie ding op. Ek gaan net hierdie stukjie afval. Ja, okay, sharp, mooi. En nou, dit was seer. Ek het dit probeer inhou. Ek het dit probeer inhou soos 'n champ, maar dit het nie gewerk nie. Jo. Okay. Dis lekker om saam met julle te kan wees. Ek het my All Blacks pakkie aan vanoggend. Maar dis nie omdat ek spanne verwissel het nie. Ek rou diep. En Eugene is 'n goeie invloed op my lewe. Swart. Goed julle, dit is lekker om saam julle te kan wees en ons het oor die laaste paar weke 'n preekreeks gedoen wat ons noem In Touch, to be in touch with a few things. En ons gaan vanoggend aan met hierdie reeks oor die uitdaging van diskonneksie. En die Engelse woord is amper mooier, disconnection. Het julle al hierdie foto gesien, The Finger of God? Dis 'n baie bekende skildery foto in Italië in die kathedraal, dink ek. En hierdie vinger van God wat eintlik maar beteken die koneksie wat God met mens het. En wanneer ons dan disconnected raak met God, as gevolg van nie net besig wees nie, maar 'n klomp dinge. Hierdie is nie net om te praat oor ons moet minder besig wees nie, daar is 'n diskonneksie. In Engels sê dit so mooi, 'n disconnection. 'n Disconnection. En dit is amper asof ons raak uit voeling uit met mekaar, uit voeling met God, uit voeling uit met ander mense. En dit is asof ons net probeer, druk net deur. Ja, daai mooi sê ding in Afrikaans. Ons moet net, ek moet net deurgaan, ek moet net deurdruk. Voorwaarts mars, voor die bal gekom nou. Ons is geleer om net deur te druk. Maar die woord van God kan ons help om in voeling te kan kom. Terug in voeling te kom met God. Met myself. Met mekaar. En dis waar ons die laaste paar weke gepraat het. En as jy dalk van hierdie reeks preke gemis het, kan jy dit opvang. Ek het die voorreg om die 4de een nou te doen wat praat oor to be in touch with God. Om ingevul te wees met God. En ek kan nie dink dat daar is 'n beter skrif wat hierdie uitbeeld as die storie in Lukas 10 van Martha en Maria nie. En so jy is welkom om jou Bybel oop te maak in Lukas 10. As jy jou Bybel by jou het, Lukas 10, en ons gaan lees van vers 38 af. Lukas 10 van vers 38 af. En so net voordat ons lees, 'n paar goedjies wat jy moet weet, voordat ons lees, is dat ons is nou in die laaste 6 maande van Jesus se lewe op aarde. Okay? Die tyd raak min. En so Jesus is besig om vriende te besoek, hy is besig om in die omliggende area van Judea mense te bedien. En so hy kom toe by hierdie dorpie aan, waar 'n goeie vriend van hom bly, wat sy naam is Lazarus, en wat saam sy 2 susters, Martha en Maria, in hierdie klein dorpie Betanië. En dis waar hierdie storie in Lukas 10 afspeel. Dit sê, op hulle reis, Jesus besig om te reis, het Jesus in 'n dorp gekom, waar 'n vrou Martha hom as 'n gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van Jesus gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak en sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie. Party vertaling sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar Jesus antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Dit is ons skrifgedeelte vanoggend. Kom ons bid saam.
Here, my gebed is dat, soos ons hierdie skrif, Here, lees vanoggend en bestudeer, 'n gedeelte, Here, wat ons dalk al 100 keer gelees het, en dink, ai Martha, kon jy nie net beter wees nie, en ons gaan aan met die skrif, en ons lees net aan. Vader, ek bid dat vanoggend 'n vars openbaring van hierdie storie in ons harte sal kom vaslaan. Dat is dit nie net soos vorige kere net lees en dis net nog 'n storie nie, Here, maar dat U vir ons 'n vars openbaring van onsself sal kom wys, Here. Hoe ons in gevoel met U kan wees in U teenwoordigheid. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. 'n paar weke gelede was ek en my vrou 'n bietjie in Botswana, en dit is waar ons op verlof was, en ons is 'n bietjie deur die land ge-overland, wat 'n voorreg was dit, en daar is so 2 fotootjies, miskien was jy al op die panne gewees, en dit is regtig 'n voorreg om net niks vir kilometers en kilometers te kan sien, en dit is nie eers see nie, dis net, ek weet nie wat dit is nie, panne, sout, en lekker koffie gedrink, dis die goed wat vir ons uitgestaan het, om te kon mooi goeders beleef, en koffie te drink. En ek moet sê, ek was baie bewus gewees, dat die oomblik toe ons oor die grens gaan, miskien het jy dit ook al beleef, die oomblik toe ons oor die grens gaan, was ek afgesny. Disconnected. Ontkoppel, kan 'n mens maar sê, né? My WhatsApp het nie meer gewerk nie, my Facebook het nie meer gewerk nie, my Vodacom is afgesny gewees, geen social media nie, ek het nie e-posse gekry nie. Alles was afgesny gewees, daar was nie wifi nie. En so, wat is die doel van my foon dan, né? As 'n foon nogal 'n prominente rol in jou lewe het hy in daai oomblik geen rol nie, want hy het nogal baie funksie nodig as hy moet wifi hê, hy moet internet hê, hy moet Vodacom hê. En so ek het hom afgesit, en in die kabel gesit. Vir 10 dae. Yes! Het jy dit al gedoen? Jou foon in die kabel gesit vir 10 dae. Dit was wonderlik. En ek het in daai 10 dae my Bybel op 'n ander manier gelees. Want as ek gelees het, was dit vir my. En ek raak emosioneel, want baie keer lees ek my Bybel vir 'n preek. Of ek lees my Bybel vir iemand vir 'n woord. En ek is so lief vir julle. Of ek lees my Bybel iemand vir wysheid, vir 'n besluit. Maar hierdie keer, vir 10 dae kon ek my Bybel lees vir my. Sodat Jesus my bedien, met my praat. Dit was vir my, en almal van ons het dit nodig. Almal van ons het nodig om soms te ontkoppel, die goed wat ons so bedrywig en besig hou, sodat ons kan koppel, connect aan God, om te kan hoor wat hy vir ons sê. En ek was baie bewus aan die verbintenis wat weer gebeur het toe ons weer oor die grens gegaan het, en my foon aangaan. En daar is weer Vodacom, en daar is weer wifi, en daar is weer e-mails en verwagtinge, daar is groepsgesprekke wat ek gemis het, daar is nood en behoeftes, verantwoordelikhede, wat ek nie eens geweet het ek het nie, maar ek het, wat gekommunikeer word. En nie een van hierdie goeders is sleg nie, dis nie slegte goeders nie. Maar profeties in daardie oomblik het ek gevoel hoe ek disconnect weer vanaf iets, en ek connect weer aan iets anders. Hoor julle wat ek probeer sê? Daar was, in die gees het ek gevoel hoe dis amper asof ek disconnect het, ek ontkoppel, en daar koppel ek weer aan iets, of ek connect aan iets anders. Voel dit soms vir jou so as jy terugkom van vakansie af? Is al die verantwoordelikhede weer terug. Back to normal. Back to reality. Die realiteit, die verantwoordelikhede, jou foon, jou WhatsApps,
sosiale media, die rol wat ons speel in die gemeenskap, die rol wat jy speel, die verantwoordelikhede in jou gesin, in jou werk, niks van hierdie goed is slegte goed nie, vriende. Maar daar's iets in hierdie storie wat ons kan help om te verstaan hoekom ons so disconnected voel van God. En so hierdie storie aan die einde van Lukas 10 is soos 'n klein versteekte skat. Het jy al 'n skat gekry? Miskien het jy al hierdie storie 'n miljoen keer gelees. Jy weet, elke keer as jy deur Matteus lees en dan of Lukas lees of deur die Gospels lees, dan tel jy hierdie storie op en jy lees hom raak en jy gaan net oor hom en jy dink, "Ai Martha, wees net beter." En jy gaan aan. Kon sy nie net beter gewees het nie. Maar ons het 'n definitiewe boodskap vir elkeen van ons wat relevant is tot ons lewens vandag en wat ons steeds kan toepas. Want hier is net een betekenis in hierdie storie. En ons baie toepassings. Mag die Here ons help om dit te sien deur hierdie 5 verse. Jesus kom in hierdie dorpie aan Betanië en hy gaan sy goeie vriende besoek. En die skrif sê 'n vrou met die naam Martha wat 'n vriendin of vriend van Jesus is, het Jesus verwelkom in haar huis. Sien jy dit? Lees jou Bybel dit ook so? Martha het vir Jesus in haar huis in verwelkom. Sy het hom ingenooi. Klink dit bekend? Was daar nie ook 'n tyd toe ons vir Jesus ingenooi het in ons huis, in jou tempel, in jou lewe in nie, en hy deel geword het van jou lewe. Ek het hom ingenooi. En dit is maklik om jou voor te stel dat Martha wou hê alles moet perfek wees vir Jesus wat kom kuier het, vir Jesus wat hier is. En so dis maklik om te sê, Jesus, kom in, sit, maak jouself gemaklik, ek's nou met jou. Ek wil net gou seker maak, alles is perfek. Ek wil seker maak, alles is perfek. Hoor jy dit? Terwyl Jesus in die huis is. In jou huis is. As jy ooit by 'n vriend waar dit so is, waar jy aankom en jy's welkom in, hy maar, ek het gou nog bietjie besig. Het gou nog bietjie reggemaak. Of as jy praat met iemand en jy kan sien, jy vertel die storie, is 'n diep gesprek en dan is hy nie meer daar met jou nie. En nou is meeste van die vrouens so, dis my man elke dag. Praat met iemand, maar jy kan sien hierdie persoon is nie daar nie. Hy is dalk daar, maar hy's nie daar nie. Hy's in die huis, maar jy is besig terwyl die gas daar is. En Martha het 'n suster gehad met die naam Maria, wat aan die Here se voete gaan sit het en na sy woorde geluister het. Nou let baie mooi op, Martha het nie een woord in hierdie storie gesê nie. Nie een woord nie. Sy het niks gesê nie. Al wat sy gedoen het is, sy het by Jesus gaan sit. En let mooi op, haar postuur was teenoorgestelde van Martha se. Haar postuur was die postuur van disippels in daardie kultuur. Disippels was die mense wat eintlik by die rabbi se voete gaan sit het, wat na Jesus gaan luister het. En die vroue was veronderstel en was verantwoordelik vir die voorbereiding van die kos en vir gasvryheid. En dit is nie asof Maria niks gedoen het nie. Sy het net by Jesus se voete gaan sit. Sy het gekies om by sy voete te sit. Maria was teenwoordig in die teenwoordigheid van Jesus. Kan jy nota daarvan maak? Sy was teenwoordig in die teenwoordigheid
van Jesus. Dis teenoorgestelde van Martha. Martha was afwesig in die teenwoordigheid van Jesus. Van die volgende vers sê, Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sommige vertalings sê, Martha was afgelei deur baie dinge wat moes klaarkom. Sy was afgelei. Luister mooi, Jesus was haar gas. Sy het vir Jesus ingenooi. Maar sy was bedrywig en afgelei. Sy was bedrywig en afgelei met 'n gas in haar huis. Sy het niks verkeerd gedoen nie. Dis nie sonde nie, vriende. Haar werk was goed vir Jesus. Maar die probleem was dat sy afgelei was deur baie dinge. Te besig, fisies daar, maar emosioneel en geestelik was sy glad nie daar nie. En dis die gevaar van afleiding. Die Engelse se woord is distraction. Het jy al 'n bietjie gedink oor distraction, afleiding in ons kultuur, in ons gemeenskap vandag? Afleiding neem ons nie altyd weg van God nie. Dis nie asof ons weggetrek word van God nie. Ek steeds lief vir Jesus. Ek steeds 'n Christen. Ek weet wat Jesus vir my gedoen het. Afleiding is nie sleg nie, maar afleiding trek ons weg van God. Afleiding hou ons besig rondom God. So dit trek ons nie weg van God nie, maar dit hou ons besig rondom God. God is hier, maar ek is besig, al rondom hom. Besig. Besig met 'n klomp goedjies, bedrywig. En nie net besig met goeders nie, emosioneel, geestelik, besig, afgelei. Ons kan kerk toe gaan, maar nie God ontmoet nie. Want jy's nie regtig hier nie. Ons kan die Bybel lees, maar nie regtig na God luister nie. Dit word net iets wat ek lees, en ek lees dit en ek gaan presies aan met my lewe, soos wat dit gelyk het, voordat ek die waarheid gelees wat ek gelees het. Hoe kan ons dieselfde lewe as ons God se woord lees, vriende? Ons kan werk en bedien, maar nie vir God geniet nie. Geniet jy nog vir God? Of het dit iemand geword dat jy net versoek en na toe rig? Ons kan aanbid en sing, hierdie mooi liedjies sing, terwyl ons harte iewers anders is. Jy's hier. Maar jy's besig rondom God. Dis wat afleiding doen. Jesus kan in ons huise wees. In ons huise wees, vriende. Maar ons kan hom mis. Jy kan Jesus mis binne in jou huis. Deur afgelei te word met ander goeders. En luister mooi wat gebeur toe. Sy gaan toe na Jesus toe en sy sê, Here, gee U nie om nie. Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê vir haar om my te help. Here, gee U nie om nie. Haar besig wees het nou 'n invloed op hoe sy Jesus sien. Kan jy dit sien? Haar bedrywig wees, haar bekommerd wees, is besig om haar visie, die manier hoe sy vir Jesus sien, te beïnvloed. En sy sê, Jesus, gee U nie eers om nie. Die probleem is nie dat Jesus ophou omgee het nie. Jesus gee om, vriende. Maar luister mooi, Martha se afgeleide hart het begin om Jesus deur haar angs te interpreteer. Die Engelse vertalings praat van she was anxious. Die volgende woorde wat Jesus gebruik is bekommerd en bedrywig en baie dinge. Daar was baie dinge wat in haar kop aangegaan het. Baie goeders wat sy nog moet
uitfigure, hoe goed is wat sy mee besig is, en sy het Jesus begin interpreteer deur haar angs, en gedink, Jesus gee nie meer om vir my nie. Hoekom moet ek al hierdie goed alleen doen? Sê vir my suster om my te kom help. Kan jy dit sien? Kan jy sien hoe ons soms Jesus interpreteer deur ons angs? Hy gee nie meer om vir my nie. Daarom moet ek dit self doen. Jesus het haar geantwoord en sy sê, Martha, hy sê, Martha, Martha, jy is bekommerd en besorg oor baie dinge. Mens kan amper die liefde van Jesus in hierdie oomblik hoor, hoe hy, ek het die video gekyk van daardie oomblik, hierdie scene van in Chosen, waar hierdie scene afspeel, hierdie storie afspeel, en in hierdie oomblik roep Jesus vir Martha en sê, Martha, Martha, kom sit hier by my. Jy is bekommerd. Jy is besorg oor baie dinge. Jy hoor die liefde van Jesus in sy stem, hoe hy haar roep en vir haar sê, kom sit net hier by my, ek kan sien hoe jy is bekommerd, en jy is besorg, jy is angstig, daar is moontlik vrees. Dis die taal wat Jesus gebruik, om bekommerd te wees, om besorg te wees, baie dinge, baie verantwoordelikhede, baie verwagtinge, hoor jy dit? Klink dit vir jou bekend? Baie probleme, baie situasies, baie besluite, baie stemme, baie dinge wat jou aandag en jou tyd soek. En die ding is, uiteindelik word baie dinge te veel dinge. Baie dinge word dan te veel vir ons. En ons kom dit nie eens agter nie, wanneer baie te veel raak nie. Skielik dra ons dinge wat God ons nooit gevra het om te dra nie. Skielik maak ons kalenders vol en besluite vol en ons besef nie dat baie dinge het te veel geword nie. En jy weet nie meer hoe om dit te hanteer nie. So wat doen jy? Jy druk net deur. En ons raak out of touch met God. As ek die Engels kan gebruik. Disconnected from God. Martha, luister mooi, het vir Jesus ingenooi. In haar huis. Sy het hom bedien. Niks daarvan was sleg nie. Maar Jesus sê vir Martha, jy is bekommerd en besorg oor baie dinge. En dan sê hy, maar een ding is nodig. Net een ding is nodig. Jy is besorg oor baie dinge. Net een ding is nodig. In hierdie wêreld gaan baie dinge ons aandag soek. En Jesus wys vir Martha, baie dinge is besig om jou te consume. Daar's net een ding. Net een ding is werklik nodig. En ons kultuur het alles nodig geword. Alles is nood. En alles is nodig. En alles moet nou. En alles moet gou-gou. En alles moet vinnig. En hoe vinniger en hoe meer nou, hoe besigger word ons met alles en nou en vinnig. Jesus sê, net een ding is werklik nodig. Want anders gaan ons net heeltyd probeer deurdruk vir Desember, né? Desember kom. Halleluja vir Desember. Prys die Here vir Desember. My vakansie is geboek. Hou net vas, druk deur.
Dis nie wat ons hier lees nie. Dis nie wat Jesus vir Martha sê nie. Hy sê daar's net een ding wat regtig belangrik is. Net een ding wat regtig nodig is. En van al die goed wat jy kan afskeep, moenie hierdie een ding afskeep nie, Martha. Moenie dit doen nie. Dit beteken nie dat jou loopbaan en jou werk en jou familie en jou verantwoordelikhede, goeie dinge, nie saak maak nie. Dis nie wat ons sê nie. Dit beteken dat verhouding met Jesus eerste kom. Dit beteken dat intimiteit met Jesus eerste kom. Dit beteken dat om by die voete van Jesus te sit, eerste kom. Voordat ons dien en bedien en voordat ons al hierdie goeders doen, kan ons net eers by Jesus sit en vir daai oomblik jou foon of wat ook al dit is wat jou aandag aftrek en aflei, afsit. In die kabiel gooi of in die see inskop of op 'n soutpan los. En by Jesus se voete sit. Met die enigste ding wat jou self regtig connect met God is die woord van God. En dan lees ons nog die Bybel op ons selfone ook en dink dat notifications ons nie gaan aftrek nie. Dit gaan jou aftrek, vriende, want dit is afleidings. Hierdie woord van God kan net een notification kry en dit is van die Vader homself. Kan jy hom lees? Kan jy alle afleidings afsit vir 'n oomblik en by God homself uitkom? En dis wat hy begeer. Dis wat hy vir Martha in hierdie oomblik vra. Psalm 27 vers 4 sê, een ding vra ek van die Here, een ding, en dit sal ek bly soek, is om in die huis van die Here te bly, al die dae van my lewe, en om te verbly in sy goedheid, en in sy tempel daaroor na te dink. Lukas 18 vers 22 sê, toe Jesus dit hoor, hy praat met hierdie jong man, en hy sê vir hom, jy kort nog net een ding. Verkoop al jou goed en kom volg my. Kom wees saam met my. Los die goed, los al die bekommernisse en al die dinge. Kom wees saam met my. Hy kon dit nie doen nie. Hy kon dit nie doen nie. Gaan lees die storie. Vers 42 sê Jesus, hy gaan aan en hy sê, Maria het die goeie deel gekies. Die beste deel gekies, wat nie van haar weggeneem sal word nie. Die goeie deel of die beste deel, party vertaling sê, was Maria se eenvoudige toewyding aan Jesus. Deur hom lief te hê en na hom te luister. Sy het nie 'n woord gesê nie. Sy het net gekies om by hom te gaan sit. Die sleutelwoord in hierdie vers is gekies. Maria het dit gekies. Om teenwoordig te wees by God is nie altyd natuurlik vir ons nie, vriende. Wat natuurlik vir ons is ons is in mekaar, ons is in mekaar se lewens en so ons maak natuurlik besluite oor, hey, wat doen jy vandag? Hey, wat doen jy vandag? SMS hier, boodskap daar, doen gou en ons is so in mekaar se lewens en dit is goed en niks daarvan is sleg nie, maar dit kom nie vir ons natuurlik om te kies by God se voete te sit en net te luister nie. En hierdie gedeelte sê, Maria het dit gekies. Gekies om stil te wees. Om te kan kies om die skrif oop te maak en dit te lees. Sonder afleiding. Om te kies om te bid. Om te kies om te luister. Om te kies om te aanbid. Om te kies om ruimte te skep vir God. Kan jy en ek ruimte skep vir God? As ons nie God se teenwoordigheid kies nie, vriende, sal iets anders ons aandag kies.
vir jou. Soms maak jy nie eers daai besluit jouself nie. Dit word vir jou gemaak. Luister mooi wat gebeur later in Johannes 12 vers 3. Die storie gaan aan. Jesus is al hoe nader, Jesus is nou in die laaste week van sy lewe op aarde. Die laaste week, as jy Johannes 12 vers 3 gaan lees. En hy besoek toe weer hierdie twee vroue, Martha en Maria. En in hierdie oomblik vat Maria, vat sy 'n pot olie, en sy gooi dit oor Jesus uit. Sy salf vir Jesus, het jy al daai storie gelees? Dit is 'n significant, wat is 'n significant in Afrikaans? 'n Noemenswaardig, is 'n groot woord. Dis 'n belangrike oomblik in die opbou tot die kruisiging en opstanding van Jesus. Is hierdie oomblik wat Maria vir Jesus salf. En die van die disippels sê, kom ons vat eerder hierdie salf, kom ons vat eerder hierdie olie en ons gaan verkoop het, jy kan so baie geld daarvoor kry. En Jesus rebuke hulle, hy sê nee, hierdie is nodig. Maria salf hom. Nou, kom ons dink net gou. Wat as toe Martha vir Jesus kom vra het, sê vir Maria om my te kom help. En Jesus sê vir Maria, gaan help vir Martha. Sou Maria vir Jesus gesalf het? Jy sien Jesus het klaar die prioriteit vir hulle albei gestel. En omdat Jesus vir Maria gesê het, jy het die beste deel gekies, het Maria dit gehou. Sy het haar beste olie gehou. En sy het haar beste olie gevat en het oor Jesus uitgestort. En dit was een van die belangrikste oomblikke voordat Jesus gekruisig is. Die oomblik toe Maria vir Jesus gesalf het. Sy het gekies om in sy teenwoordigheid te wees, om by hom te sit, om by hom te wees, om alles vir hom te gee, om haar beste vir hom te gee. So die vraag is hierdie gedeelte, is hierdie klein 5 vers storie steeds belangrik en van toepassing vir jou en my vandag? Of is dit 'n storie wat ons net so verkeer oorlees en dink, ai Martha, kon jy nie net beter wees nie? Nee, daar is 'n stukkie van Martha in elkeen van ons. Daar is 'n stukkie van Martha waar ons moet ruimte skep. Waar ons moet luister voor ons praat en waar ons die een ding moet kies. En dis waarmee ek wil afsluit. Kan ons ruimte skep? Kan ons ruimte skep om by Jesus se voete te sit? Kan jy sekere dinge in jou lewe prioriteit laer maak sodat jy ruimte kan skep vir Jesus? Kan ons luister voor ons praat? Eenvoudige toewyding aan Jesus deur hom lief te hê en na sy woord te luister. Voordat ons praat en versoek en 'n klomp goeders doen en ons bedien Jesus en Jesus gee vir my. Dis ons verhouding. Nee, kan ons sit en by Jesus wees vir 'n oomblik. En kan ons die een ding kies? Daar is baie dinge wat jou tyd en aandag soek, vriende. En as jy nie die een ding gaan kies om by Jesus te wees nie, kan ek jou beloof, gaan iets anders dit vir jou kies. Jy moet dit kies. Jy moet dit wil kies. En hierdie is nie ek wil nou probeer beter wees soos Martha nie. Kan jy sien hoe Jesus in hierdie oomblik in liefde vir Martha sê, hey, ek is in jou huis. Jy het my ingenooi. Ek wil saam jou wees. Los bietjie al daai bekommernisse en baie dinge en gee aandag net aan die een ding. Ek sien by jou. Amen. Ek
Ek sluit af met 2 Korintiërs 5:13 vers 5 wat sê, ondersoek jouself of jy 'n egte geloofsverhouding met Christus staan. Toets jouself.